Okay, ons is my Mind Action Series, so hoofstuk 8, oefening 5, ons gaan kyk na nommer B, C en D, en hier is ons by B, as ek lees die vraag in die bygaande skets, is RHBS 'n ruit, okay, so dis hierdie vorm wat hier is 'n ruit met hoekpunte, so hier gee hulle die hoekpunte vir ons. B en S, M is die snypunt van BR, en HS, okay, so, in die vraag, so, ons moet nou kyk, hierdie is 'n ruit, en ons 'n paar goed wat ons weet van ruite, is as die hoeklyne sny mekaar, en dan is dit ook met 90 grade, moet net daar, 'n mooi rooi kry hierso, okay, so, dit is 'n paar goedjies wat ons weet, en as ons dit nou, daar het ons dit nou, sodra ons dit nou weet, kan ons nou begin om die vraag uit te werk. So kom ons kyk by nommer 1, okay, so ons soek die koördinate van M, okay, so die M is die middelpunt, daar is 'n middelpunt. So nou moet ons net kyk, waar het ons baie informasie, so ons het by H en ons het S baie informasie, so ons kan sê dit is die middelpunt van H en S. Okay, so M se koördinate is gelyk aan, ons gaan die middelpunt formules gebruik, dit is x1 plus x2 gedeel deur 2, en dan het ons y1 plus y2 gedeel deur 2. Okay, so baie belangrik om, as ons die punte te gebruik, om te gaan sê, okay, ek gebruik S as 1 en H as 2 vir nou, so dat ons altyd dit dieselfde volgorde kan hou. Okay, so ons het x1 is by S, dit is by 1 plus, okay, en dan het ons minus 2, okay, so dit is daai minus 2 gedeel deur 2, en dan ons y1 is 7, plus minus 8, gedeel deur 2. Okay, so nou as ons kyk, 1 plus minus 2, so is 1 minus 2, is minus 1, so dit gee ons minus 1 oor 2 daar. Okay, en as ons kyk, 7 plus minus is 8, so word 7 minus 8, 7 minus 8 is minus 1 oor 2, so dan is dit minus 1 oor 2. Okay, so ons gaan skryf hier so, M, net om dit uit die pad uit te hou, is minus 1 oor 2, en minus 1 oor 2. Okay, baie belangrik om na die tekens te kyk, en dan kan jy ook net gaan kyk, of het sin maak, hierso is minus 1, so al twee is negatief, is al twee in die derde kwadrant, so dit is negatief. Okay, so by 2 vra hulle die gradiënt van BR. Okay, so as ons nou kyk by BR, ons het nie B se koördinate nie, en ons het by R het ons net 1. So, maar ons weet dis 90 grade op SH. So, en as 'n 90 grade sny, dan is die produk van, of as ons die twee gradiënte saammaak, kry ons minus 1. So, ons weet nou van M van BR, maal met M van SH, is gelyk aan minus 1. Okay, so ons nou M, die gradiënt van SH kry. En dit gaan wees, nou, y2 minus y1, gedeel deur x2 minus x1. Okay, so ons gebruik sommer dieselfde wat ons nou gebruik het, so ons het 2 hierso, so die y van 2 is minus 8, y van daai is minus 7, okay, en dan het ons x2 is minus 2, minus 1, en dit gee vir ons minus 15 oor minus 3, so M is dan 5, okay, minus 15 gegee minus 3 is 5. So nou wil ons sê,
dit wil sê, MBR maal 5, is lyk al minus 1, so M van BR is dan minus 1. Okay. So M van BR is, ons kan maar hier so skryf, M van BR is lyk aan minus 1 oor 5, sorry, dit is 1 oor. Okay. Maak seker om jouself net te check, stadiger te werk en seker te maak dat jy nie sulke foutjies maak nie. Okay, so nou vra hulle die koördinate van B. Okay, so ons het, hier sit ons nou B. Okay, so B kan ons sien lê daarso, so B se koördinaat is 0 en, sorry, sy y-koördinaat, so sy x is, sy y is 0, sy x weet ons nog nie wat sy is nie. Okay, so, so ons het nou die gradiënt van BR het ons, okay, ons het hierdie gradiënte wat ons ook nou uitgewerk het. Okay, so nou moet ons 'n manier kry om daai ene uit te werk daarso. Okay, so kom ons kyk gou wat se informasie het. So ons het M se informasie. Okay. En ons soek dan die x van daai. So ons het die x hierso. So as ons kyk na B se punt daarso. En ons het R daarso, ons het daar x koördinaat is 2. En P, ons weet nie wat P is nie, en dan hiersto het ons x, maar ons weet wat y is. Okay, so nou het ons die middelpunt daarso M, en M is minus 1 oor 2, en minus 1 oor 2. Okay, so ons het dan, hierso het ons, as ons kyk, ons het x wat ons nie het hierso. Okay, ons het x het ons hierso, en dan het ons x waarde daarso. So ons kan gaan kyk na die middelpunt formule daarso, ons het genoeg bekendes daarso. Okay, so kom ons gaan kyk nou na die middelpunt formule vir die x, okay. So ons gaan kyk hierso by nommer 3, okay, so ons het B se koördinaat, so ons het x en sy y is 0, want hy lê op die x grafiek, so ons gaan nou kyk na die M se x. Okay, so hierdie M se x is daai x. So is gelyk aan minus 1 oor 2. En ons weet, as ons dit wil uitwerk, gaan ons moet sê B se x plus R se x gedeel deur 2. Okay. So nou, moet ons net gaan kyk, as ons hierdie dan gaan vat, so ons kan dan sê minus 1 oor 2 is gelyk aan B van x het ons nie, R het ons, R se x is 2, okay, gedeel deur 2, okay. So as ons daai 2 onder oormaal, dan kry ons minus 1 is gelyk aan bx plus 2, so die 2 van ons minus 3 is gelyk aan bx, okay. So dan kry ons B se koördinate is dan minus 3 en 0, okay. So nou weet ons, daar is minus 3 en 0, okay, want hy lê daarso op die as, wat dit nou 0 maak. Okay, so kom ons kyk nou na die volgende ene toe.
Okay, so die volgende ene sê is nou moet ons P uitwerk. Okay, so dis dieselfde. Ons het daar die reguit lyn wat ons nou geteken het. Wat ons van B na P toe gaan. Ons het B. En dan het ons P. Okay, so P het ons 2 en sorry, hierdie is R. 2 en P. Okay, so B het ons minus 3 en 0. Okay, en dan het ons M hierso. Wat minus 1 oor 2 is en minus 1 oor 2. Okay, so ons het 'n y-waarde, ons het 'n y-waarde en ons soek 'n y-waarde. Okay, so ons het 3 punte, 2 onbekendes. 2 bekendes en 1 onbekende, so ons kan dan dit uitwerk. Okay, so dit gaan selfde wees weer met die middelpunt formule. Wat gaan nou met die y wees? Okay, so 4. En ons sê M se y. So y-punt is gelyk aan minus 1 oor 2. Okay, en dit is gelyk aan dan B se y plus R se y gedeel deur 2. Okay, so ons kan nou 2, kom ons los hom nou net daarso, B se y gaan wees 0 plus B gedeel deur 2. Okay. So, en as ons nou dan die 2 oormaal, kry ons minus 1 is gelyk aan P. Okay, so P is gelyk aan minus 1. Okay. So jy kan dieselfde sien as jy nou hier uitgaan na hierdie ene toe, te sien van B na is 1 oor 2 verskil, so dan sal dit weer daarvan ook 1 oor 2 verskil wees. So dit is altyd 'n manier wat jy kan doen. Mens moet net kyk of mens die formules kan gebruik om die punte te kry. Okay, so kom ons gaan oor na oefening C. Of so vraag C. In die volgende bygaande skets is RECT reghoek. Okay, so daai is reghoek. Okay, so dadelik weet ons paar goedjies van 'n reghoek. Is 90 grade. Ons maak dit 'n bietjie van 'n brighter, ligter kleur. Ons weet daai is 90 grade. Okay. So die koördinate van C is minus 1 en 7. Die koördinate van E is minus 7 en 5. Okay, so dan het ons A is T en 0. En is die snypunte van CR en CT. Okay, so as ons nou hierso by hierdie punte nou onthou, is hy halveer die hoeke halveer mekaar, né? Okay, en dan het ons nou, ander ding wat ons weet, is parallel en dan parallel aan mekaar. Okay, parallelle lyne beteken die gradiënte is gelyk aan mekaar. Okay, so kom ons kyk die gradiënt van ER. Okay, so ons het nou ER hierso. So ons sien, ons het nie regtig baie inligting van ER nie, behalwe dat hy parallel is aan EC. So dan gaan ons weer moet gaan om daai parallelle lyne te kry. En dit uit te werk. So kom ons sê 1 en ons sê ER of so die gradiënt van ER maal met die gradiënt van EC is gelyk aan minus 1. So M van EC kan ons gaan uitwerk. Is gelyk aan I2 minus I1 gedeel deur X2 minus X1. Okay, so kom ons maak punt 1, punt 2. Okay, so I2 gaan 7 wees. Minus 5 gedeel deur X minus 1 minus 7. Okay, so dit gee vir ons 2 oor 1 minus 7 is 6. Okay, so 1 oor 6 en dit gee vir ons 1 oor 3. Okay.
So as ons nou 1/3 het vir daai, mens kan altyd kyk, want dit is positief, jy kan sien hy gaan opwaarts, so daaraan te kyk, as ons hier tekenfout gemaak en jy kom by -1/3 uit, wees verkeerd, want hy gaan op, hierdie gaan af, so as sodra jy gradiënte kry wat afgaan, dan moet jy weet, van dit is nou afgaan van links na regs, gaan hy af, daal hy, dan moet jy weet hierdie tekens is negatief. Okay, so is iets om na te kyk, so ons weet EC hy gaan op, styg, so is positiewe getal. So goedjies, klein goedjies om na te kyk. So dan kry ons MER maal met EC, M van EC wat ons nou hierso kry, is 1/3 is gelyk aan -1, so M van ER is gelyk aan -3. Okay, so as ons gedoen het, is ons net gemaal met daai 3 oorkant na daai kant toe. Okay, so nou kan ons skryf dit hier in ons sketsie. Dis net nou MER is -3. Okay, so ons gaan nou na nommer 2 toe. Okay, so nommer 2 vra ons die lengte van RT. Okay, so RT. So ons weet RT is gelyk aan EC. Okay, wat dit is RT, of nee, dit is omdat ER parallel is aan CT. Okay, so as hy parallelle lyne het, dan die lyne tussen die parallelle lyne, wat ook parallel is gelyk aan mekaar. Okay, so deel van reghoeke. Okay, so ons weet dan EC is gelyk aan I2 minus I1 kwadraat plus X2 minus X1 kwadraat. Okay, so vierkantswortel. Mens kan as jy vierkantswortel nie wil insit nie, kan jy net blokhakkies ook insit, as het makliker is om te doen en net tot die mag van 1/2 in te sit. Okay, so dis net as jy sukkel om vierkantswortels te teken op hierdie groot goeders. Okay, so kom ons kyk, ons het weer 1 en 2, so kom ons gebruik dit sommer. So y van 2 is 5, so ons het 5 minus 7 kwadraat plus x2 is minus 7 minus 1 kwadraat. Okay, so hier het ons 5 minus 7 is minus 2 kwadraat plus minus 7 minus 1 is minus 7 plus 1 en dit is minus 6 kwadraat. Vierkantswortel, so dit gee vir ons die vierkantswortel van minus 2 kwadraat is 4, minus 6 kwadraat 36, so 4 plus 36 is 40. Okay, so 40 kan ons ook skryf as 4 maal 10 vierkantswortel, en dit gee vir ons 2 vierkantswortel van 10. Okay, so dit is 'n goeie manier om hierdie goeie so te skryf, dat sê 'n calculator wil net gebruik en vierkantswortel van 40, kan jy sien hy sal dit vir jou uitgooi as jy daai S na D knoppietjie druk wat net bo kan die delete knoppie is. Okay, so nou het ons hierso het ons nou RT, okay, en dit is gelyk aan RT. Okay, so ons weet nou RT se lengte is 2 vierkantswortel van 10.
Okay, so nou het ons hierso, ons het die waarde van T, ons het die waarde hierso nou van T, okay. So ons kan sien T is in die middel tussen E en hoek E, groot E en hoek T, of hoek C en hoek R. So nou het ek iewers koördinate nodig van R of van T. Okay. So ek kan kies een van hulle twee se koördinate wat ek nodig het. Okay. Ek kan altyd sien ek het ER se gradiënt wat dieselfde as daai gaan wees en ek het hierdie punte van hom. So ek kan gaan kyk of ek dan dalk kan gaan uitwerk wat is ER se koördinate. Okay. So en aan die ander kant het ek C, as ek van C af soontoe gaan, het ek ook 'n middelpunt koördinaat hierso wat y is. Okay. So dit gaan nou kyk om met die gradiënte werk het ek 4 onbekendes en hier het ek net 1, 2. Okay. So middelpunt het ek as ek nou gaan kyk na daai deel daarso. Kom ons gaan al C en E uit of C en R. Okay, so ek het R se koördinaat het ek 'n X en Y wat ek nie van weet nie. Ek het sy middelpunt A het ek teen ek het 0. Okay, en dan het ek hierdie punt C het ek minus 1 en 7. Okay, so as ek kyk, weer wat ek weet 3 punte. Okay, so maar hier het ek 1, 2 bekendes en 1 onbekende. Okay, so as ek gaan kyk na die x'e, het ek 'n onbekende hierso, en ek het hier onbekende en ek het hier onbekende, hier het ek 'n bekende, so heel bo. So ek het 2 onbekendes, 1 onbekende. Okay, so dit gaan te moeilik wees. So ek kan gaan kyk na die y-waardes. Ek kan kyk of ek hierdie y-waarde kan uitwerk. Want ek hierdie middelpunt formule vir die koördinate. So kom ons los daar net gou vir daar, ons hier uitwerk. So ons gaan kyk na nommer 3. Okay, so nou T uitwerk. Okay, so ek wil eers hier by R uitkom. So kom ons kyk as ek die middelpunt formule kan kry. Die M van A, die middelpunt van A. Kom ons sê M A se y is gelyk aan C se y-waarde plus R se y-waarde gedeel deur 2. Okay. So ek het AI het ek, dis 0. Is gelyk aan CI is 7 plus RI is I gedeel deur 2. Okay. So as ek daai 2 oormaal kry ek 2 is gelyk aan, of 0 is gelyk aan 7 plus I, so minus 7 is gelyk aan I dan. Okay, so ek kan daar so minus 7 insit. Okay, nou het ek 'n punt. Okay, so nou soek ek die x-waarde hierso. Okay, so ek het nou gaan ek kyk na punt E is minus 7 en 5. Okay, so dan het ek in punt R is x minus 7. Okay, so as ek nou gaan kyk na die gradiënt, want ek het M van ER, dan later uitgewerk is minus 3. Okay, so ek het hierdie ene het ek nou. Okay, so nou kan ek met die gradiënt uitwerk, want ek sien ek het 1, 2, 3, 4 onbekendes en 1, 2, 3, 4, 5 goed wat ek moet soek. So ek het 1 onbekende. So dit gaan mooi werk, ek het genoeg inligting. So ek kan sê dan die M van ER is gelyk aan I2 minus I1 gedeel deur X1 minus X2 minus X1. Okay, so het nou hierso en ons moet kop hou oor die tekens en nagoters.
hierdie is punt nommer 2 en punt nommer 1. Okay, so y van 2 is minus 7. Okay, so hy is daarso minus 5. Okay, y van 1, punt 1 hierso. Okay, dan onder het ons x van punt 2 is x. Okay, en dan het ons hierso x1 is minus 7. Minus 7. Okay, nou het ons minus 3 aan die kant. Dan kry ons minus 3 is gelyk aan minus 12 oor x plus 7. Okay, so ons wil dan die x plus 7 wil ons aan die ander kant. So ons het 3x plus 7 is gelyk aan minus 12. Okay, ons deel met al twee kante met minus 3, dan kry ons x plus 7 is gelyk aan 4, dan kry ons x is gelyk aan minus 3. Okay, so nou het ons x geword, is minus 3. Okay, so ons het daar minus 3. Okay, so nou weet ons r is minus 3 minus 7. Okay, so nou kan ek die middelpunt van y kry. So ax is like on, okay, so nou het ons ax. Okay, so ons kan onthou hierso ax, ons c, so ons weet r hierso is nou minus 3 en minus 7. Nou het ek 2 punte daarso, en ek kort net dese punt. Okay, so ax is like on x1 plus x2 gedeel deur 2. Okay, so dit gee vir my ax is t. Okay, so nou het ek x1. So ons kan hierso kyk, x1 hierso is minus 1. Minus 1 plus minus 3 gedeel deur 2. Okay, so ons het 1 plus minus 3, so ons het minus 4 oor 2. So ons kry dat t is like aan minus 2. Okay, so dan kan ons daar gaan inskryf. Minus 2 en 0. Okay, so baie belangrik om te gaan kyk na die tekens en onthou om as jy jou punte kies van punt 1, punt 2 en wie x en die y is konstant hou. Anders kan jy redelike verkeerde antwoorde kry as jy verder gaan met die vraag. Okay, so kom ons kyk na die laaste ene, die lengte van CR. Okay, so ons het CR is lengte. Okay, so ons het nou al hierdie punte, so ons kan net gaan uitwerk. CR of by nommer 4. CR is gelyk aan y2 minus y1 kwadraat plus x2 minus x1 kwadraat. Dit alles oor die vierkantswortel. Okay, so kom ons definieer ons punte gou hierso. So ons soek nou daai is punt 1 en daai is punt 2. Okay, so y2 is dan minus 7 kwadraat. Okay, dan het ons plus x1 is minus 3 minus 1. Okay, en dit is 'n kwadraat. Dit is die vierkantswortel. Okay, so ons het minus 7 is minus 14. So daar is 122 plus 1 minus 3. Minus 3 gaan wees dit is minus is plus 2 dit is. Okay, so kom ek sorry, so moet ek skryf net hierdie goeders mooi uit. Okay, so hierdie is 9 of minus 14 kwadraat plus minus 3 minus 1 is plus 1, so dit is minus 2.
kwadraat, okay, so dit gee vir ons dan 122, 14 maal 14, oh sorry, okay, so dis 196, 196 plus 4, geef ons vierkantswortel van 200, en as die vierkantswortel van 200 het, okay, so dit is gelyk aan 10 vierkantswortel van 2. Okay. Of jy kan skryf hierso, dit is 'n ander manier, ek sien die boek het dit 4 maal 50. Okay, en dit gee vir ons 2 vierkantswortel van 50. Okay. So een van die twee kan jy gebruik. Okay, so dit is hierso by C, kom ons gaan oor na oefening D toe. Okay, so by oefening D, in die bygaande skets, is 'n vierkant, okay, so daar is 'n vierkant, sny die x-as by 3 en y-as by 1, okay, y het koördinate van 2 en k, dr is 'n hoeklyn van 4, okay, so, ook daai 4 is VI-ER. Okay, so vierkant, ons weet, dit 90 grade hoeke. Al die hoeke, of al die sye is gelyk aan mekaar. Okay, so kom ons gaan kyk, en dan ook, ons het dan parallelle lyne. Okay, teenoorgestelde sy is parallel. Okay, so kom ons gaan kyk by nommer 1. Okay, die gradiënt van RE. Okay, so as ons net die hele ding kyk, kom ons sit net gou daarso, dit wat ons weet, so V is, sy X is 0 en sy Y is 1, en I, kan ons nou gaan sê I is 3 en 0. Okay, so dit gee vir ons paar punte, wat ons het. Okay, so nou kan ons begin. Kom ons kyk hierso die gradiënt van RE. Okay, so dit is RE. So RE is parallel aan FE. Okay. So M van RE is gelyk aan M van VI. Okay. Want RE is parallel aan VI. Okay, so nou kan ons skryf M van VI is gelyk aan Y2 minus Y1 gedeel deur X2 minus X1. Okay, dit gee vir ons, as ons gaan kyk na ons punt, ons sê daar is 1 en 2. Okay, so Y2 is 0 minus 1. Okay, gedeel deur X2 is 3 minus 0. Dit gee vir my minus 1 oor 3. En okay, so dit wil sê MRE is gelyk aan minus 1 oor 3. Okay, so ons kan die iewers te gaan skryf. M van E is gelyk aan minus 1 oor 3. Okay, so nou het ons bepaal die lengte van VR. Okay, so VR se lengte, onthou dis 'n vierkant hierdie. Vierkant is al die lengtes is eweveel, ewe ver uit mekaar. Okay, so ons kan sê by nommer 2 VR is gelyk aan VI. Okay, want dit is 'n vierkant. VIR is vierkant.
Okay, so nou kan ons sê VI is gelyk aan. Okay, so dan is dit X, Y 1 minus Y 2 minus Y 1 kwadraat plus X 2 minus X 1 kwadraat, vierkantswortel van dit. Okay, so nou moet ek net die punte gaan invervang, ons kan weer dieselfde punte gebruik. So hy is 0 minus 1 kwadraat plus X is 3 minus 0 kwadraat. So dit sê vir ons, dit is 1 kwadraat is 1, dus 1 plus 9, so dit is vierkantswortel van 10. Okay, eenhede, daar my eenhede te skryf. Okay, so ons het nou daai so ons kan sê daar is vierkantswortel van 10, dan gaan almal wees, vierkantswortel van 10, vierkantswortel van 10, vierkantswortel van 10. Okay. So ons het nou die waarde van K, okay, so nou soek ons die waarde van K, okay, so ons 'n paar maniere wat ons kan doen, so ons het nou die lengte ook van IE, okay, die E is self vierkantswortel van 10, okay, so nou het ons al die onbekendes behalwe 1, okay, so ons al die onbekendes behalwe 1 kan ons die metode gebruik van die lengte, om dan K uit te werk, okay, so dis een manier wat ons kan doen, ons kan, ja, so dit is, ons het die gradiënt ook, en ons het hierdie punt, so ons kan dalk uitwerk, want ons het M, so ons kan dalk K uitwerk, met die gradiënt ook, okay, so ons het genoeg formules in dit om beide te doen. Okay, so, kom ons kyk, ons kan by, kom ons gebruik die gradiënt, okay, so, want ons het hierdie gradiënt MRE, so daai M gaan net 3 wees. Okay. So okay, maar ons moet nou eers 'n gradiënt uitwerk. Kom ons gebruik die area metode. So ons kan sê I R is gelyk aan vierkantswortel van 10 is gelyk aan wat die ene wat ons uitgewerk het VR. Okay, so VIR is 'n vierkant. Okay, so nou kan ons sê, kom ons gaan sê IR is gelyk aan I2 minus I1 kwadraat plus X2 minus X1 kwadraat, en vierkantswortel van daai. Okay, dan gaan ons invervang, kom ons gaan vee net daai uit. So sê ek wil daai punt 1 en daai punt 2 maak vir nou. Okay, so y van 2 gaan wees K minus 0 kwadraat plus X van 2 is 2 minus 3 kwadraat. Okay, so nou kry ons K kwadraat. Okay, so ons weet hierdie is vierkantswortel van 10, so is K kwadraat plus 2 minus 3 is minus 1 kwadraat is plus 1. Okay, so om altyd nou weg te vat, wil ons 'n kwadraat aan daai kant sit, en ons sit 'n kwadraat aan daai kant, so dan word dit 10 is gelyk aan K kwadraat plus 1. Okay, so dat 9 is gelyk aan K kwadraat. Okay, so ons vierkantswortel al twee kante sit om nie K kwadraat te kry, kan ons plus minus 3 is gelyk aan K. Okay, onthou, daar's twee antwoorde, plus en minus 3 is gelyk aan K. Okay, so kom ons gaan kyk waar K sit. K sit onder die x-as, so hy gaan dan nie negatief 3 wees.
Okay, so dit wil sê, k is gelyk aan minus 3. Okay, so maak dit seker, as jy hierdie goed uitwerk, dit is as jy vierkantswortel opsit, dan kry jy plus en minus antwoord van minus 3 maal minus 3 is 9 en plus 3 maal plus 3 is 9. Dan is dit baie belangrik om te gaan kyk na jou skets. Okay, so die laaste vraag kan dalk so 'n bietjie van 'n baie maklike ene wees of kan 'n triekie ene wees. So hulle vra die lengte van IR. Okay. So IR, so ons het nou nog geen informasie van R nie. Okay. En so dit kan ook vasvra dat jy wil eers R gaan uitwerk, jy tyd vat, maar omdat dit vierkant is, ons het vierkantswortel van 10 reg rondom. Okay. So en as ons nou gaan kyk na die vorm van daai middellyn, gaan ons sien daar's 'n reghoekige driehoek daarso. Okay. En omdat hy vierkant is en ons het twee van sy sye, vierkantswortel van 10, vierkantswortel van 10, 91 grade, dan kan ons Pythagoras gebruik. Okay, so dis 'n baie maklike oplossing vir hierdie vraag. So dan kan ek sê nommer 4 is RI kwadraat is gelyk aan IE kwadraat plus RE kwadraat. Okay, so is vierkantswortel van 10 kwadraat plus vierkantswortel van 10 kwadraat. Dit gee vir ons 10 plus 10, sal vir ons 20. So R, hier is die vierkantswortel van 20. Of ons kan sê, 20 is dieselfde as 4 maal 5, so dit kan vir ons 2, vierkantswortel 5. So, ek dink enige een van die twee sal reg wees. Dan net om te skryf 1 hede. Ja, so dit is vraag nommer D se antwoord.